Goeiemôre vriende, dis vandag Dinsdag 6 Januarie 2025. Mag dit sommer net vir julle 'n wonderlike dag wees vandag wat voor julle uitstrek. Kom ons raak so vir 'n wyle stil. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word in ons lewens. Waar ons werk, waar ons tussen ons vriende is, waar ons tussen ons familie is. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, Here, dat hulle U koninkryk deur ons kan sien. Ons Vader wat in die hemel is, laat U wil geskied in die hemel net so ook op die aarde. Here, ons kom buig voor U wil. Laat U wil geskied in ons lewens, in ons besluite gereflekteer word, die keuses wat ons maak. Here, gee asseblief vir ons daaglikse brood in hierdie jaar 2026. Here, vergewe ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Here, daar is baie keer is daar oneenigheid in families en vriendekringe, kerke. Here, gee dat ons mekaar sal vergewe, want dit is een van die sentrale temas van die evangelie. U het ons vergewe volledig. Here, verlos ons van die bose. Laat kom ons nie in 'n versoeking nie. Groot asseblief. En ons lei ons dikwels graag self in die versoeking. Help ons ook met onsself, Vader. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede wees. Hoekom? Hoekom is daar vir julle genade en vrede? Omdat julle God ken. Omdat julle Jesus ken. En omdat julle Heilige Gees ken. En as julle die Vader, die Seun en die Gees ken, dan is daar inderdaad vrede. Vrede vir julle en genade. Vriende, ons gaan aan met Kolossense. Ons het gister so 'n bietjie stil gestaan, waar ek hier goed so 'n bietjie unpack het vir julle hier in Kolossense 2, waar ek vir julle gesê het, julle moet so mooi kyk na 'n gedeelte wat julle lees. Ou nie net oor die ding hardloop, maar net om lees en dan gat hou net aan nie, né? Maar dat ou regtig mooi gaan kyk wat daar staan. En dit gaan, en ek het ook vir julle gesê, asseblief, dit gaan nie daarom jou Bybel te accomplish of om jou gewete te stil om 'n stukkie die Bybel uit te lees. Dit gaan oor 'n verhouding met die lewende God, né? En dit beteken dat ek en jy partykeer net 2 of 3 versies moet lees en mooi gaan kyk, maar wat sê die Here deur sy Gees deur daai 2 of 3 verse vir my vandag, né? Dit het ek vir julle gesê. So as ons hierdie eerste gedeeltjie gaan unpack het, ons gesê Paulus het op 'n ywer om met gelowiges in Laodicea en Kolosse te praat, en ons het vir mekaar kom sê, liewe vriende, sy doel daarvan dat hy om beywer het, was dat hy hulle wou bemoedig, en dat hy ook hulle op die hart wou druk, dat daar hulle aan liefde aan mekaar verbind was, en hulle saam moet strewe na 'n diep en volledige insig in wat? In Christus. En wanneer jy in hierdie persoonlike verhouding met Jesus staan, wanneer jy inderdaad hoor wat hy vir jou kom sê, dan sien jy in hom, sê Paulus, in hom, dit is nou vers 3, in hom is al die verborgde skatte en wysheid en kennis te vind. So ons is eintlik dom, vriende, kom sê Paulus vir ons, as ons nie hiervan gebruik maak om hierdie diep insig te kry deur hierdie lewende verhouding met hom nie, né? En dan gaan hy aan en sê, ek beklemtoon dit, sodat niemand julle met valse redenasies mislei nie. Onthou, ek het vir julle gesê, die dwaalleraars was volop daaroor, hulle het eintlik die sentraliteit van Jesus eintlik op die kantlyn geskuif, gesê, so 'n klomp maniere hoe om by God uit te kom. Jesus is maar net een van die maniere. Ons sien natuurlik dit nog well in life by die stadium, liewe vriende, in die wêreld op hierdie stadium. Paulus kom sê maar net, ek beklemtoon dit sodat niemand julle met valse redenasies sal verlei nie. Al is ek nou nie persoonlik daar nie, is ek tog in die gees by julle, en is ek bly om te sien dat julle die goeie orde handhaaf en dat julle geloof in Christus ewig staan. En dan gaan hy aan, en dan sê hy, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het. Stop net eers daar. Aangesien julle dan Jesus Christus as Here aangeneem het, né? So aangesien beteken dat hulle mos nou 'n keuse het. Ek en jy het ook 'n keuse, né? So ons kan ook sê, toe ons en as ons Jesus Christus aangeneem het, né? God het ons al klaar lankal in die doop het hy al vir ons eintlik om sê, ons is sy kind, ons behoort aan hom, gelowige ouers en kinders, né? Maar baie keer, liewe vriende, is dit so dat ek en jy maar ons eie paadjie vat. Wat is dit, Koos Du Plessis, wie sê hy ou wat sê elke afdraai paadjie ken ek, né? Ek gaan maar my eie paadjie.
En dan slaat die lewe en klap die lewe ons daar, dan is op 'n kop besluit soos die verlore seun, is ons daar by die pele, met ons die varke sit, en ons moet miskien nou maar weer terugkom, né? En God is die hele tyd by ons, né? En dan kom ons terug en sê die Here, wil jy voorstap, of wil jy ek moet voorstap? En dan sal ons dikwels op die punt om maar te sê, asseblief Here, na al hierdie goed, stap U asseblief voor, né? Aangesien julle dan Christus Jesus aangeneem het. So wanneer ek en jy Jesus Christus as ons persoonlike verlosser aangeneem het, kom sê hy, moet julle, nee, kom ons bly net so wyle stil daar. So as jy die Here aangeneem het, aangesien jy Jesus Christus aangeneem het, op 'n stadium sê Paulus, jy moet jou koste gaan bereken voordat jy Jesus volg. Hy sê jy kry nie 'n weermag wat ingaan met 200 man teen 'n weermag van 2-3 man, dink jy gaan wees. Jy moet voor die tyd moet jy maar jou koste bereken, anders steek jy maar die wit vlaggie op, né? So as ek en jy Jesus aangeneem het, aangesien ons hom aangeneem het, kom sê hy vir die mense in Kolosse, né? Moet julle, so dan het jy nie meer 'n keuse nie. Moet julle in verbondenheid met hom lewe. In verbondenheid met hom lewe. So as jy in die jaar 2026 gesê het, maar ek het die Here aangeneem as my verlosser en saligmaker. As jy dit gesê het, as dit deel is van wie jy is, kom sê Paulus dan jy nie 'n keuse nie, dan moet jy, hy kom sê nie, ek kom stel dit voor, ek suggereer dit, ek gaan dink 'n bietjie daaroor nie, nee, hy sê dan moet jy in verbondenheid met hom lewe. Wat beteken dit om in verbondenheid met hom te lewe? As jy in verbondenheid met iemand lewe, né? Dit is basies soos 'n man en vrou. Jy lewe in verbondenheid met mekaar. Jy is mos die hele tyd by mekaar. Jy lewe in verbondenheid met mekaar. So, wat beteken dit? Dit beteken dat jy fyn ingestel is op wat daai persoon sê. Jy's fyn ingestel op wat daai persoon vir jou suggereer. En dit sê hy, as jy die Here aangeneem, moet jy in verbondenheid met hom lewe. Dit beteken jy moet luister na wat hy vir jou sê. Jy moet jou instel dat dit vir jou moet belangrik wees, soos in 'n huweliksverhouding. Wat is vir hierdie persoon belangrik? Wat is vir Jesus belangrik? En dan weet ons, die Bybel is ons nou vol daarvan, om te sê, weet jy, wat is vir my belangrik? My kind, weet jy dat jy in my weë sal volg, en my voetspore sal volg, dat julle mekaar in liefde sal hanteer, dat daar geduld en getrouheid en goedhartigheid en vrede en vreugde en vriendelikheid en liefde en nederigheid en selfbeheersing is. Moenie ou koeie uit die sloot uit opgrawe nie, en vergewe mekaar en al daai goeders. Dit beteken, wanneer jy Jesus aangeneem het, kom sê Paulus, moet jy in verbondenheid met hom lewe. Beteken, jy moet die goeders doen wat vir hom belangrik is. En dit is miskien dat ek en jy vir mekaar moet sê in die jaar 2026, as ons in verbondenheid met die Here leef, aangesien ons hom aangeneem het, het ons nie 'n keuse nie, moet ons in verbondenheid met hom lewe. En wat beteken die verbondenheid met hom by die werk? Hoe beïnvloed die verbondenheid met Christus jou in jou werksomgewing, in jou huweliksomgewing, in jou vriendskapsomgewing, né? So aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem, moet julle in verbondenheid met hom lewe, kom sê hy. In hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof, soos julle geleer is, met dankbaarheid vervul. Nee, dit kan julle verder nou ook nog 'n bietjie gaan aanpak, wat beteken dit. Maar vriende, dit is dink ek hoe ons die Bybel lees, né? Baie keer sal mense vra, maar hoe doen jy Bybelstudie? Hoe lees jy die Bybel? Dis jy die Bybel lees, vriende, en jy bid die woord. Jy kom sê vir die Here, Here, help my hiermee. Ek sal nou vir julle, ek sal sommer nou 'n voorbeeld vir julle gee, né? Kom ons bid gou die woord saam. Jy kan dit vir al die ander goed, maar bid wat die Here vir jou sê. Sê, Here, baie dankie dat ek vandag kon lees hierso. Here, baie dankie dat ek vir u kan kom sê vandag, ek het u aangeneem, Here. En Here, ek kom hoor dat u deur Paulus vir my kom sê, maar as ek u aangeneem het, moet ek in verbondenheid met u lewe. En Here, wil vir u kom sê, by my werk en my plekke waar ek is ek nie altyd so naby aan die verbondenheid nie. Here, ek wil graag in hierdie jaar wat kom, wil ek naby u lewe, in verbondenheid met u lewe. Here, ek wil in hierdie lewende verhouding met u staan. Here, sal u my help dat elke keuse, elke besluit wat ek neem, ek in verbondenheid met u sal neem, sodat mense rondom my kan sien dat u is eerste in my lewe. Help my daarmee, Here. Dis die manier, vriende, hoe ek en jy die woord bid. As ons gelees het om te sê, maar wat het die Heilige Gees vir ons kom sê, en dan bid jy dit vir die Here, né? Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.